Nou vriende, so ter inleiding vanaand is dan nou Hemelvaart en ek het gesê ek sien dit so as die begin van Pinkster en Pinkster hierdie jaar is se tema fokus op ons gemeente se roeping. Ons gemeente se roeping is om getuies te wees van God se liefde in hierdie wêreld. So daarom is ons tema om getuies te wees van God se liefde. En wat beteken dit vir ons prakties in ons lewens? Hoe leef ons dit uit? Hoe beleef ons nie net die Here nie, maar leef ons ook so aan ons medemens in die wêreld rondom ons? Hoe is ons getuies van God se liefde in hierdie wêreld? En hierdie getuienis begin by 'n oomblik. Dit begin deur te wag op die Here. En dit is vanaand se eerste tema, deur te wag op die Here. En daarom lees ons saam uit Handelinge 1 uit. En as jy jou Bybel het, is jy welkom om saam te lees Handelinge 1 van vers 4 af. Ek lees vir ons saam. Terwyl hy saam met hulle was, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte, wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle vir hom gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk. En 'n wolk het hom uit hulle gesigveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Ons lees tot sover. Ons vind in die evangelies die merkwaardige getuienis van Jesus Christus, wat nie net mens geword het nie, maar wat geleef het op aarde, geleer het mense en saam met sy disippels gewandel het. Hulle voorberei het op wat kom, maar selfs dit was nie genoeg om werklik die disippels voor te berei wat gebeur het nie. En so toe Jesus oorlede is, was daar verwarring en teleurstelling. En julle onthou die verhaal van die Emmausgangers, die mense wat terug huis toe loop teleurgesteld, want hulle het gedink iets gaan gebeur, maar toe gebeur niks nie. So Jesus Christus se verhaal bou op tot die kruisiging, en dit voel amper soos 'n onafgehandelde einde, want dit was. Want die klimaks is Jesus wat weer opstaan uit die dood uit. Weer verskyn aan die mense, vir hulle wys: hier is die seerplekke in my hande, hier is ek, verskyn aan die disippels. En so bou hierdie verhaal op tot hierdie klimaks van sy opstanding en dan vaar hy op na die hemel. En wat is die belofte wat Jesus gee vir sy disippels? Wat is die ding waarmee hy hulle los met sy hemelvaart? Wat is die opdrag wat hy hulle gee na hierdie verhaal opgebou het, reggemaak het om te gebeur? Hy sê vir hulle: wag. Hy sê nie vir hulle: gaan en doen al hierdie goed en so, ja, julle gaan hierdie goed doen, maar julle moet wag. Wag eers hier in Jerusalem. Moet nêrens heen gaan nie, wag. Nou, vanoggend toe ek die diens doen by die hoërskool, toe vra ek vir die kinders: wie van julle hou van wag? En 'n paar mense het maar so vir die grap hulle hand opgesteek. Die grap was op hulle, want ek het afgeklim en na hulle toe geloop en vir hulle gevra hoekom hulle van wag. Maar een dametjie wat haar hand opgesteek het, sê sy hou van wag, want sy is baie geduldig. Sy kan lank wag vir God. Ek dink dit is 'n merkwaardige kwaliteit. Ek hoop sy behou dit soos wat sy ouer word. Maar ons hou nie van wag nie. En julle in Suid-Afrika, ons weet van wag, né? My pa het hierdie spreekwoord wat ek dink baie van julle ook in die weermag gehoor het: hurry up and wait. Baie keer is dit hurry up and wait.
Ons wag baie in ons land. Daar's altyd een of ander queue of een of ander ding waarvoor ons wag. En julle, party van ons is net nie gerad om te wag nie. Nou, ek moet sê, om te wag, voel vir my soms 'n bietjie soos torture. Dit is nie lekker om te wag nie. Ek onthou toe ek klaar gemaak het in Richmond, toe het my kontrak mos nou eintlik tot 'n einde gekom, en toe kon ek UIF kry. Julle, ek voel ek het 3 jaar van my lewe verloor in die UIF-lyn. Dit is een van die mees frustrerendste dinge wat ek in my lewe beleef het. Maar ek is seker daarvan, elkeen van julle wat hier sit, het een of ander frustrerende ervaring van wanneer julle moes gewag het. Maar die interessante ding is, daar's 2 tipes wag vir my. Daar is die wag wat gepaard gaan met frustrasie, soms met angs, met vrees, jy weet, soos die wag wat ons hierdie week gehad het. Wanneer gaan die krag weer aankom? Wanneer het ons weer water? Wanneer gaan die wind tog maar net ophou waai? Daar's sekere wagte wat nie lekker is nie, wat nie goed is nie. Soms het dit te doen met ons gesondheid, wanneer gaan dit beter gaan? Soms het dit te doen met ons lewens, Here, ek kan net nie meer aanhou nie. Maar dan is daar 'n ander tipe wag wat ons ook het. En hierdie wag is nie daai selfde ene wat gevul is met angs en negativiteit nie. Daai wag is gevul met opgewondenheid en hoop. Dit is die wag vir Kersfees, verjaarsdag, vakansie. Die lekker goed. Daai wag is anders. Dit kan ook soms voel asof dit vir ewig aanhou om daar uit te kom, maar dit is 'n hoopvolle wag. En elke dagie wat nader kom, raak jy net meer opgewonde oor die ding wat kom. Daar's energie, daar is 'n afwagting wat kom. Nou in hierdie teksgedeelte met die hemelvaart vra Jesus sy gelowiges om te wag. Maar hierdie wag is nie, hoe sal ons dit sê, in Engels sê ons, dit is nie 'n open-ended gewag nie. Dit is nie 'n wag wat sommer net so in die lug is nie. Dit is 'n baie spesifieke wag en 'n opdrag wat gekoppel is aan 'n hoop en 'n verwagting. Jesus sê vir hulle moet wag. Waarvoor moet hulle wag? Hy sê nie net hulle moet rondsit en hulle vingers twiddel nie, hulle moet wag vir iets spesifiek. Hulle moet wag vir die Heilige Gees. Ek praat met iemand vandag en ek sê vir hulle, dis asof Jesus vir hulle gesê het, wag vir backup. Wag net so 'n bietjie, want ek stuur vir julle wat julle nodig het. Jesus kan in sy menslike vorm net op een plek op 'n slag wees. Hy kan net hier verskyn en daar verskyn, hy kan net 1 tot 1 in die teenwoordigheid van mense teenwoordig wees. Maar God weet dat die taak wat hy hierdie apostels voorreggemaak het, hulle het hom nodig, elkeen van hom. En so hy sê vir hulle, ek los julle nie alleen nie. Ek hou vir julle belofte. Ek stuur vir julle versterking. Julle moet wag op my. Julle moenie in die wêreld ingaan sonder daai versterking nie. Julle gaan sukkel. Onthou, Jesus sê mos juis vir hulle vroeër, ek stuur julle soos wat sê jy het skaap tussen wolf. Ag, nou het ek my woorde nou omgekeer in my kop, maar julle weet waarvan ek praat. Ek stuur julle in op hierdie moeilike roeping, so julle moet asseblief net wag vir my om saam met julle die pad te stap. Nou, wanneer ek dink aan ons tema vir hierdie week, en as ons dink aan ons kerk se lese, om getuies te wees van God se liefde in hierdie wêreld, dan is dit vir my baie duidelik dat ons nie werklik getuies kan wees as ons ook nie op God wag nie. Ons kan nie beweeg en 'n verskil maak en werklik onderskei waantoe die Here ons stuur as ons nie op die Here wag nie. Ek dink God vra vir die disippels om hier te wag vir die Heilige Gees om uit te stort, maar ek dink net soos wat die disippels wag ons ook op die Here vir 'n klomp verskillende goeders. Elkeen van ons het dinge waarop ons vir die Here wag. Ons wag vir die Here om weer te kom, ja, soos wat die disippels maar ook gedoen het. Maar ons wag ook vir uitkomste vir dinge in ons lewe, ons wag vir troos oor ander dinge, ons wag vir leiding. Maar ons gaan nêrens kom as ons nie ons verwagting op die Here plaas nie. Dan is ons
in die moeilikheid. Dis my interessant dat die gedeelte eindig met die disippels wat na die wolke staar. En julle weet, met Jesus se opstanding, toe verskyn daar ook 2 engele of 2 mense by die graf. En wat sê hy? Hulle sê, hoekom soek julle die lewende by die dooies? Hoekom soek julle hom hier? Hy is nie hier nie. En nou vaar Jesus op na die regterhand van God toe. As heerser oor die hemel en aarde, en hier verskyn weer 2 figure. En dis amper asof hy vir hulle sê, hoekom soek julle nog daarbo? Moenie bekommerd wees nie. Hierdie Here wat julle nou van afskeid neem, gaan by julle wees, gaan terugkom soos wat hy opgegaan het. So vriende, ek wil julle aanmoedig dat ons ook nie op die verkeerde goeders fokus nie. Dat ons nie heeldag staan en kyk vir die wolke en wag vir die Here wie se teenwoordigheid reeds in ons harte is met die Heilige Gees nie. Dit is my gebed dat ons in hierdie Pinkstertyd onsself sal inskerp en sal wag. Te wag is 'n moeilike ding, want jy gee van jou vryheid op. Jy gee jou beheer op. As ek wag iewers, is ek nie in beheer nie. As ek in die lyn staan by binnelandse sake, ek is definitief nie in beheer nie. As ek wag op die Here, is dit om te sê, Here, ek gee oor aan U, ek wag op U, ek word stil voor U. Daar's 'n bekende liedjie van John Weller. Jo, my ouderdom is al so gevorder dat ek kan sê 'n liedjie wat 10 jaar oud is oud, nee. Die liedjie se naam is While I'm Waiting. So ek wil 'n geleentheid gee daar waar elkeen van ons sit om saam te luister na die lied en 'n bietjie met die Here te praat oor jou verwagtinge vir hierdie week wat kom. Luister na die Here, gebruik dit as 'n oomblik om aan die Here se voete te sit en wag. Dink 'n bietjie hoe jy jou lewe gaan inskerp hierdie week wat kom om te wag aan die Here se voete en op die Here se teenwoordigheid. Ek speel vir ons 'n liedjie. Kom ons luister saam. Taking every step in obedience.
taking every step in obedience. Yeah, while I'm waiting, I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not fail. I will not fail. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you. I will worship while I'm waiting. I will serve you. I will worship while I'm waiting on you, Lord. Waiting on Heer, terwyl ons aanbid, sal ons wag. Wag op U alleen. Heer, op hierdie hemelvaart, kom gee ons onsself vir U. Ons wag op U, Heer. Ons wag op U Gees se teenwoordigheid. Ons wag op uitkomste. Ons wag op vertroosting. Ons wag op leiding. Ons wag op U. Heer, en terwyl ons wag, sal ons aanhou om U naam te loof en prys. Wees met ons in hierdie besondere tyd van die jaar. Mag dit 'n tyd van geestelike verryking wees, van wag op U, van inspann op U woord en U liefde. Amen. Vriende, mag julle die res van die week wagtend hanteer. En dan wanneer ons mekaar weer Sondag sien, gaan ons mekaar herinner dat dit help nie net dat ons wag by die Here nie, maar ons moet ook luister na dit wat die Here vir ons wil kom sê. So ons kop ons Pinkster af Sondagoggend by die erediens. Julle is meer as welkom, dit sal lekker wees om julle daar te sien.